So, jare en jare terug, baie jare terug, in antieke tye, was daar 'n sêding gewees, wat mense soos ek en jy, gesê het, met die verskil, dat dit was mense wat oorlog en die geweld van oorlog, baie goed geken het en verstaan het, vir dekades lank, die geweld van dit. En hulle het hierdie ding gesê, en terwyl hulle het gesê het, het hulle vrede gevisualiseer. Hulle het gesmag, hulle het gesê, mag dit eendag so wees, mag ons eendag vrede, regtig vrede beleef. Hierdie sêding kom natuurlik uit Jesaja 2 vers 4, en ek gaan dit vanmôre vir jou lees. Ok, toe net sê, sit net aan jou bril, anders te dink mense, jy kan nie lees nie. Laat ons. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Hierdie was 'n ding wat geëcho het onder die volk, en wat hulle gereeld gesê het. Hulle het 'n dag voorgestel, waar wapens gevat sou word, gesmeld sou word, en gebruik sou word om plaasimplemente mee te maak, om kos te gee vir hulle wat honger is, hulle wat in nood is, hulle wat behoefte het. Hulle het 'n dag gevisualiseer waar daar soveel vrede sal wees, dat jong seuns wat oud genoeg was, fighting fit was, om die koning se oorlog te veg, nie meer uit die arms van die maas uitgepluk sou word nie, maar waar hulle opgelei sou word vir diplomatie en onderhandeling, om wat na vrede toe sou lei. En saam met hierdie uitsien, hierdie visualiseer van vrede, was daar 'n baie algemene manier waar mense mekaar op gegroet het, en ons ken dit baie goed, dis Shalom. Shalom wat natuurlik 'n baie ryker woord is, as net vrede. Want Shalom sê, ek vertrou, dat onheil nie jou pad langs sal kom nie, dat die Here dit van jou sal afweer. Shalom, mag jy voorspoedig wees. Shalom, mag jy leef met innerlike vreugde en vrede, ten spyte van 'n oorloggetuiste omgewing wat ons in is. Shalom. En die laaste ding wat 'n ma of pa sal doen, wanneer hy sy kind of haar kind in die bed sal sit, en as lekker intak of hom intak, is om te sê, Shalom my seun, Shalom my dogter. Hoe vertrou ek dat onheil nie jou padland sal kom nie? Hoe vertrou ek dat jy gesond sal wees in jou innerlike mens, dat jy vrede sal hê, dat jy met vrede sal leef, dat dit voorspoedig sal gaan met jou, daarom Shalom my seun. En hierdie gedagte van vrede is iets wat in die hartklop van God self is. God se begeerte vir ons is dat ons sal leer om te leef vanuit 'n posisie van vrede uit, waar jy vrede sal beleef. Dit beteken nie dat alles om jou gaan honkie-dorie wees nie. Dit beteken ten spyte daarvan, dat ons sal leer wat dit beteken om te leef met die heerskappy van vrede, wat heerskappy voer in ons harte. Dis die gedagte van die Bybel, dat God se vrede so in ons lewe sal wees, dat dit heerskappy sal voer. Dat dit sal heers selfs oor die negatiewe, die storms van die lewe. En net om 'n bietjie stamina aan hom te gee, wil ek 'n paar skrifgedeeltes net vinnig noem, wat te doen het met vrede, om iets van dit te verstaan. En terloops, Lizaan, baie dankie dat julle ons so mooi bedien het vanmôre, groot waardering daarvoor. Numeri 6, The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Isaiah says he will be called Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Met die geboorte van Jesus daag die engele op, en wat is die aankondiging wat die engele maak? Ere aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, en aan die mens 'n welbehaag. Jesus self kom in Johannes 14:27 en sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle.
Johannes 16:33, wie Jesus aan die woord, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. Efesiërs 2:14, Christus is ons vrede. Romeine 5:1, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Kolossense 3:15, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. 2 Tessalonisense 3:16, mag die Here wat vrede gee, ander vertaling sê die een wat die bron van vrede self is, julle altyd en in alle opsigte op elke wyse vrede gee. En so kan ek aangaan en aangaan, en daar is nog bitter baie skrifgedeeltes oor vrede in die Bybel. Maar ek wonder hoekom so min mense leef met hierdie vrede. Vrede wat regtig heerskappy voer in ons lewe. En ek praat van Christene sowel as nie-Christene, gelowiges sowel as nie-gelowiges, wat regtig leef met 'n bewustheid van vrede, nie met die afwesigheid van moeilikheid nie, maar met 'n bewustheid dat ten spyte van uitdagende tye, ten spyte van krisisse, ten spyte van goed wat skeef kan loop, is daar hierdie ding wat ek bewus is van, hier is vrede wat heerskappy voer in my hart. Nou ek dink ek weet hoekom ons nie altyd vrede beleef nie. Ek dink ek weet hoekom ons soms onrustigheid beleef en angstigheid beleef, want hier's hierdie ongenooide gas, 'n vredevreter, wat baie keer in ons lewe inkom, en wat ons vrede kom steel, wat ons vrede kom wegvat, soos 'n ongenooide gas, en wanneer dit met jou gebeur, voel dit of die mat onder jou uitgepluk word, dit voel of jy 'n harde hou in jou wind gekry het, en as jy nie asem kry nie, hierdie ongenooide gaste, vredevreters. Ek dink aan onverwagte slegte nuus. Wonder wie van julle het dit al gehad? Waar jy op rustige waters was, kalm om jou, en skielik is daar onverwagte slegte nuus wat die mat onder jou uitpluk. Ek dink aan onverwagte slegte nuus wat 3 jaar terug Carlos en Simonay 'n oproep gekry het. Julle kind is oorlede. En die verskrikking van dit. Skielik die rustige water waarop hou vaar en die ervaring van dit en alles wat saam met dit gaan. 2 weke terug het Carlos ook vir die leierskap van Doxdou kom sê dat hy terugstaan uit bediening uit. En aanvanklik was dit as gevolg van uitbranding en later ook as gevolg van die feit dat hy besluite geneem het, keuses uitgeoefen het wat dit nie nou gepas sal maak om voort te gaan in bediening nie. Ons dink aan hulle. Ons bid vir hulle. Ons gaan bly lief wees vir hulle. Ons gaan bly omgee vir hulle. Daarom wil ek jou vra, mag liefde altyd ons dryf, mag jy omgee, mag jy bly uitreik, ook na hulle, in hulle krisis, waar hulle tans is. Maar wat van daai geregistreerde brief, wat op jou tafel kom lê, daai klop aan die deur, daai mediese verslag wat iewerste in 'n laai van jou lê, onverwagte slegte nuus. En hier's die ding wat gebeur, wanneer onverwagte slegte nuus jou pad langs kom, word jy oorweldig, dit pluk die mat onder jou uit, en wat doen jy wanneer jy daar kom? Hoe leef jy met vrede ten spyte van onverwagte slegte nuus? Wat van ontspoorde verhoudings? Ons weet hoe seer dit maak. Ontspoorde verhoudings is iets wat so geweldige effek op mense het. Antoinette sou vanmôre gepreek het, maar terwyl sy in Bloemfontein was, het daar 'n bietjie van 'n bom in ons familie daai kant gebars, en ek is so dankbaar Antoinette was daar gewees. En in hierdie krisis van geweldige ontspoorde verhoudings was sy probeer om in dit in te spring en so 'n bietjie te help en aan te moedig en raad te gee, leiding te gee. Maar is devastating. En jy weet, jy dink 'n ontspoorde verhouding raak op 2 plekke, maar op einde van die dag raak hy so wyd en so ver, en die emosie gaan so groot en so ver en so wyd en maak so ver seer. En ons almal het al ontspoorde verhoudings beleef, dalk 'n kollega by die werk, dalk 'n vriend, 'n broer, 'n suster, 'n buurman.
Iewerste het ons almal al te doen gehad met ontspoorde verhoudings. En hoe leef jy met vrede wanneer ontspoorde verhoudings jou pad langs kom? Wat van finansiële druk? Ons ken hom. En hier is die ding, ek ken mense wat die Here geëer het met die gee van hulle finansiële bydraes, wat wyse besluite gemaak het, wat die Here geëer het in elke opsig finansiëel, en dan het die lewe gebeur. Goed het skeef geloop. Partykeer het iemand hulle werk verloor, partykeer was dit 'n besigheidsding, partykeer net 'n onvoorsiene ding wat net gebeur het, en dan is daar finansiële druk en krisis, en ander ouens het ek gesien, het net weer dwaase besluite geneem, bo hulle vermoë begin leef, en die druk het elke maand net groter en groter en groter geword. En hoe hanteer ons dit, wanneer vredevreters soos 'n ongenooide gas ons pad langs kom, en hoe kan ons leef met vrede ten spyte van goed wat met ons gebeur? Nog 'n vredevreter is morele teleurstellings. Ons almal weet hoe dit gaan. Here, ek is so jammer, ek is so jammer, ek het hierdie ding gedoen, en ek vra, ek gaan dit nooit weer doen nie, en Here, ek is jammer, ek is regtig jammer hieroor, en dan, op 'n verkeerde plek, verkeerde tyd, kom die versoeking, en voordat jy jou kry, trap jy weer in hierdie versoeking, en jy is bewus van vooraf, nie van die vrede van die Here in jou hart nie, maar jy het 'n bewustheid van skaam, en skuld, en seer, en vrede voer nie heerskappy in jou hart nie. En hoe leef jy met vrede wanneer morele teleurstellings jou pad langs kom? Wat van die realiteit, hoorie, ek is verganklik. Ek kan sterf. Ek is verganklik. Ek is 'n verganklike mens. Wat doen jy wanneer jy leef dalk met 'n mediese kondisie en jy weet, luister, ek het nie vir altyd mee oor nie. Party van julle word al ouer en jy besef, ek het nie vir altyd oor nie, en hier is die ironie, of jy oud is of jonk is, jy weet nie hoeveel tyd jy oor het nie. Jy weet nie, niks is gewaarborg nie. En dit kan so maklik vir jou draai. Ek onthou hoe ek op 21-jarige ouderdom in die intensiewe eenheid gelê het, waar hulle geveg het vir my lewe, en ek bewus was, ek is besig om dood te gaan. Ek onthou dit, verstaan dit. Dit kan gebeur op 21, dit kan gebeur op 15, dit kan gebeur op 3, dit kan gebeur op 80. En wanneer dit jou pad langs kom, hoe leef jy met vrede? Wanneer hierdie realiteit jou pad langs kom, hoor jy, ek is verganklik. Dit kan wees dat ek nie vir altyd hier gaan wees nie, definitief nie vir altyd nie. Nou onthou, God se begeerte vir my en jou is dat ons in vrede sal leef, dat ons sal leef nie net in vrede nie, nie net met vrede nie, maar waar vrede heerskappy voer. Hoor mooi, waar vrede heerskappy voer in jou lewe. Dis God se begeerte vir my en jou. En ek wil vanmôre 4 baie praktiese punte met jou deel van hoe ons vredevreters veg in ons lewe en wat ons kan doen. 4 praktiese punte, uiteraard sal meer wees. Maar hier's 4 goed wat my baie gehelp het. So die eerste ding wat ek vanmôre wil noem is die beginsel van time out. Time out. Nou, daar's 'n mooi skrifgedeelte in die Bybel wat hierdie time out beginsel illustreer, en ek gaan dit eers lees en dan verduidelik. 2 Korintiërs 10 vers 5. Hy sê, ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So hier's die ding, ek wil net vir jou sê, die eerste ding wat gebeur, wanneer onverwagte slegte nuus jou pad langs kom is, jou gedagtes gaan op hol. Dit werk so in my lewe. Onverwagte slegte nuus maak dat my gedagtes op hol gaan, en ek begin die worst case scenario's indink, en ek lê in die aand wakker op die bed, en ek lê en rondrol, en hierdie goed oorweldig my gedagtes. En in plaas daarvan dat ek in die lewe is ek in die verlede, en ek dink die hele tyd aan hierdie situasie, en dit oorweldig my. En 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, ons kan dit nie doen nie, hey, time out. So 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, toe speel die Blou Bulle teen die Western Force span. Die Blou Bulle is ver voor gewees. Is wonderlik, ons het hom, hy's in die sakkie, ek dink dit was 'n finaal gewees.
En toe skielik hier in die tweede, derde, laaste kwart van die wedstryd, toe begin die Western Force momentum kry. En hulle begin al hoe beter te speel. Hulle druk die 1-3, na die ander 3, druk hulle. En waar ek gedink het, is 'n gemaklike oorwinning, besef ek, hierdie kan dalk nou moeilik raak. En die tyd is so te sê verstreke, en hulle is op die stippellyn, die 5 meter stippellyn, 5 meter van die oorkantste paviljoen, links 3 meter van die kantlyn af. Is hulle besig om te skram. En om dinge erger te maak, net voor die skram, toe kry die stit ook nog seer. En hier lê die stit, nou besef ek, ons stit het seer gekry, hulle het momentum, dis die heeltyd, hulle hardloop die heeltyd deur ons, hulle skram ons beter, hulle het net voorvoet momentum die heeltyd, en ek besef, hulle gaan nie deurkom, is 5 meter van die doellyn af, hulle is op die aanval, die kans dat hulle deurkom is baie groot. Maar hier lê die stit, en ek dink dit vererger dit nog, jy weet, en ek sien, hy het groot moeilikheid, hulle gaan hom afdra. Snaaks genoeg, jy weet, die mediese is daar, drukkie hier, drukkie daar op hom, haal so 'n botteltjie water uit. Mense is die wonderlikste water daai. Toe daai ou 'n tweede sluk vat, toe sien ek die lewe is terug in sy oë. Derde sluk, toe sien ek hy's fighting fit. Hy kan aangaan. Ons weet wat gebeur het, nê? Ons het geweet, is net, hey guys, kom ons stop net die momentum. Kom ons time out net. Kom ons stop net, kry net seer, lê net daar, dat ons net so bietjie die momentum breek. Dis presies wat daar gebeur het. En dieselfde beginsel is waar in ons geestelike lewe, wanneer jy voel, jou gedagtes word oorweldig, is dit net nodig dat ons sal sê, hey, time out. Kom ons stop net hierdie negatiewe vloed van negatiewe gedagtes in ons kop, en kom ons roep net time out. 2 Korintiërs 10, ons neem elke gedagte gevangene, om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Bill Hybels skryf in sy boek oor Courageous Leadership, dan sê hy, die hoofstuk gaan oor 360 degrees of leadership, dan sê hy, dis klaar moeilik om 'n leier te wees, om mense in 'n rigting te vat. Dit het hoë eise, met alles wat saam met dit gaan. Hy sê, maar hy sê, dis die maklike deel van leierskap. Die moeiliker deel van leierskap is om jouself op so 'n manier te lei, dat jy fit genoeg is om ander te lei. En hierdie is die ding. Dis iets wat ons moet leer om te doen. Ons moet leer wanneer negatiewe gedagtes ons oorweldig, ons moet leer om time out te roep. Ons moet leer om dit gevangene te neem, te sê, ons gaan nie toelaat dat ons gebombardeer word met hierdie negatiewe gedagtes nie. Time out. Die tweede ding wat ek vanmôre wil sê is, nou dat ek time out geroep het, tweede ding wat my baie gehelp het is, fokus op dit wat die waarheid is. Op dit wat ek weet wat waar is. Hierdie is iets wat ons elkeen moet doen, om te leer om te fokus op dit wat waar is. Terug na die blou bullet toe. Daar lê die stit. En terwyl die mediese besig is met hom, is daai tyd het Victor Matfield nog gespeel. Hier's Victor Matfield en sy manne, is hulle besig om te praat. En ek kan myself net indink wat daai gesprek moes wees. Manne, tyd is verby. Ons gaan hierso wen. Ons gaan hierdie doellyn verdedig met ons lewe. Ons gaan nie toelaat dat hulle hier oorkom nie. Want die waarheid is, ons is beter as hulle. Die waarheid is, ons is ook beter as die Sharks en die Stormers. Fokus op dit wat jy weet, wat waar is. En dis iets wat ons elkeen moet doen. Wanneer ons gebombardeer word met negatiewe gedagtes, kom ons roep time out, en kom ons begin te fokus op dit wat ons weet, wat waar is. Ek is 'n kosbare kind van die Allerhoogste God. God is nie ver van my af nie, hy is naby my. Hy word genoem Immanuel, God met my. In my nood, in my teleurstelling, in my negatief van my lewe, God het my nie gelos nie, hy hou my hand vas. Ek is nie weesgelaat nie, ek is syne. Ek is God se kind.
As God vir my is, wie kan teen my wees? As ek lê en rondrol op die bed, dan begin ek hierdie waarhede te proklameer oor my lewe. Ek bombardeer my met hierdie geestelike waarhede. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons het vanmôre so mooi proklamasie lied gesing oor en oor, wie ons sê wie hy is, en wie ons in hom is, en wat God vir ons beteken. En dis wanneer ek dit begin te doen. Die jong manne raak moeg en mat en struikel selfs, maar hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag, vaar op met vleuels soos die van 'n arend. Die Here is met my. En ouens, dis iets wat ons almal moet leer om te doen, wanneer die mat onder ons uitgepluk word. Wanneer vredevreters ons pad langs kom, het ons nodig om time out te roep. Ons het nodig om onsself te bombardeer met dit wat ons weet wat waar is. Dan in die derde plek, verklaar ons geloof in die krag en die goedheid van God. Ons dien God, en ons verklaar ons geloof in die goedheid en die krag van God. Hy is die een wat ons kan help. Hy is die een wat in staat is. God is daar, hy is in staat, en ek verklaar dit. Jy weet, Dawid is vir my so 'n fantastiese voorbeeld. Dawid bring vir Absalom sy seun in die regering van die volk in. En Absalom moet uitsprake gee oor regsaake in die volk en goed wat die volk aangaan. Dis deel van sy portefeulje van wat hy moet hanteer. En Absalom, daar gebeur iets in Absalom se hart. Absalom sien, ek wil koning word. En dit kom in sy hart op om in opstand te kom teenoor sy eie pa Dawid, terwille van die koningskap. Dawid, nou Absalom se strategie was eenvoudig geweest. Hy het net begin om baie goeie uitsprake oor die volk te gee. Positiewe uitsprake. In elke saak, in elke hofsaak gee hy positiewe uitsprake. En toe voel die volk, maar hierdie Absalom gee regtig vir ons om. Hy gaan vir ons sorg. Hy is die een wat vir ons regtig voel. En dit begin in Absalom se hart al hoe meer op te staan om in 'n rebellie te wees. En in die een raadsaal is Absalom en sy manskappe besig om planne te maak hoe om aan te val. In die ander raadsaal sit Dawid met sy generaals. Hulle was gesoute manne, hulle het oorlog verstaan en geken. En Dawid kyk na hulle en sê, manne, wat moet ons doen? En dan sien ek hoe Dawid naderhand sê, manne, is eenvoudig. As God kies om Absalom koning te maak, is dit tyd vir ons om te vlug. Hulle vlug na 'n woestyngebied toe. En hier in die woestyn kruip Dawid weg, hy en sy manskappe, gevlug, met die wete dat sy eie seun wil hom doodmaak. Geweldige storm, vredevreter in sy eie lewe, bewus van dit. En hier sit hulle in die woestyn. Dawid, hoe lank gaan ons nog hier wees? Die rantsoene raak laag. Ek weet nie. Al wat ek weet is die Here is my herder. En Dawid skryf Psalm 23 in daai omstandighede. Die Here is my herder. Net goedheid en guns aan my volg. Dawid, jy sit in die woestyn, ja, net goedheid en guns. Ek verklaar my geloof, my vertroue in almagtige God, net goedheid en guns aan my volg al die dae van my lewe. U berei die tafel teenoor my teenstanders. U berei 'n tafel vir my voor teenoor my teenstanders. Jy weet, as jy daar gaan lees 'n bietjie daai hele storie, dan sien jy hoe dat vreemde volkere, nie Israeliete nie, vreemde volkere, hoor, Dawid en sy manne is in die woestyn besig om weg te kruip, dan vat hulle vir hulle kos en voorraad en alles wat hulle nodig het, dan vat hulle dit na Dawid toe, sodat Dawid hulle genoeg het om van te leef en om te eet. U berei 'n tafel vir my voor, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. Dawid was 3 keer in sy lewe gesalf, wat hulle olie gevat het, op sy voorkop gesit het. Al 3 keer het dit te doen gehad met sy koningskap. En nou sê Dawid, u maak my hoof vet met olie. Sê, Here, ek weet u het my geroep vir iets. U het my geroep vir koningskap. En nou kruip ek weg. Ek is hier in die woestyn. My lewe val uit mekaar uit. Maar Here, ek verklaar my geloof in die goedheid en die grootheid van God. Ek weet u het 'n toekoms vir my. U maak my hoof vet met olie. U het 'n plan vir my. Ek verstaan nie nou alles nie, maar ek verklaar my geloof in u. En ouens, dis iets wat ons elkeen kan doen. Wanneer 'n vredevreter ons pad langs gekom het, time out. Fokus op dit wat jy weet wat waar is en verklaar jou geloof in die krag en in die goedheid van 'n lewende God.
Die laaste ene is nie noodwendig die maklikste een nie. Dis waarskynlik 'n baie moeilike een. Dit is neem aksie. Neem aksie. Nou, as jou verhouding verbreek was as jy 'n verhoudingsbreek gehad het, as jou stormvreder 'n verhoudingsbreek is, het jy waarskynlik nodig om negatiewe gedagtes gevangenskap te neem. Jy het nodig om te fokus op dit wat waar is. Jy het nodig om jou geloof in die Here te verklaar. Maar jy het waarskynlik ook nodig om aksie te neem. Miskien moet jy gaan vergifnis aanbied. En vergifnis gaan gee aan iemand wat dit nie dalk eers verdien volgens jou nie. Terwyl ek nou nie so gepreek het, ek het eers gister begin besef ek gaan nou vandag preek. Terwyl ek gister die boodskap voorberei, het ek baie duidelik ook in my hart gehoor en beleef en ervaar dat ons volgende week tyd sal maak om oor die konsep van vergifnis te praat. Dit is 'n belangrike konsep. Ons moet hoor wat sê die Bybel oor dit. En wat beteken vergifnis? Is vergifnis net ek vergewe en vergeet? Hoe werk dit nou wanneer dit kom by vergifnis? Volgende week sal ons meer oor dit praat. Maar ons het nodig om goed te doen. Ek onthou Ramon, my seun, en Lise Marie, sy is nou my dogter. Hulle kuier nou vandag hier, so is lekker om julle hier te hê, is bly julle is hier. Maar ek onthou jare terug in Port Elizabeth, toe ek by die huis kom, Ramon was graad 1 op daai stadium. Toe stop ek so 5 uur die aand gewees, stop ek by die huis, en ek het net uitgeklim, en terwyl ek so stop, sien ek hier so 'n groen karretjie, wat hier om die draai kom, met 'n hengse spoed. En ek dink by myself, ek ken moeilikheid as ek moeilikheid sien, en hierdie is moeilikheid. En die manier wat die ou 2 meter se gras uit my sypaadjie uitgebreek het, het ek geweet, verseker is dit moeilikheid. Hy het uit die kar uitgeklim en die deur so toegeklap, en begin skree, jou seun het my seun geslaan, en ek wil nou jou seun sien. Ek het op daai stadium nie geweet wat aan die gang is nie, ek het net by die huis gekom en ek het gesê, luister, ek is vreeslik jammer, ek weet nie wat het hier gebeur nie, maar ek gaan uitvind by my seun, en dan sal ek, nee, ek wil nou, ek sê, luister, kom ons maak net gou seker van een ding, en dit is, daar's geen manier, al is my seun hier, en al het hy wat ook al gedoen, daar's geen manier, wat jy met hom gaan praat nie. Ek as sy pa sal met hom praat, en dan sal ek terugkom, en dan gaan ons dit uitsorteer, tussen 2 pa's. En hy besef toe nou, hy gaan nie sy sin kry nie, en toe raak hy persoonlik. En mense, die volgende oomblik, toe doen ek iets wat ek nie moes doen nie. Weet jy, ek trek los, nee, maar ek slaan hom. En toe hy so in my hek val, toe skop ek hom so na sy kar toe. Ok, ontspan, ek het nie regtig dit gedoen nie. Ek het vir hom iets gesê, wat ek nie moes gesê het nie. Ek het vir hom gesê, luister, ek moedig jou aan om asseblief in jou kar te klim en nou te ry. Want as jy nie nou ry nie, gaan jy en jou seun vandag geslaan wees. Nou klim hy in die kar, daar gaat hy, spin nog 3 meter van my gras uit. En weet jy, vir die eerste oomblik toe voel ek, nou het ek hom gesê, hier is die vreemde ding, jy al agtergekom, wraak, help nooit nie. Jy al ooit goed gevoel, nadat jy gerevenge het. Jy al ooit regtig gevoel, jas, die vrede van die Here voer nou heerskappy in my hart, ek het nou so gerevenge, en nou het ek vrede. Ek sal volgende week meer oor dit praat. Revenge, wraak, help nooit. Dit is nie iets wat bevredig nie. En ek het geweet, ek moet dit herstel, en ek het hom gebel, nie sy foon geantwoord nie, ek het hom 'n paar keer probeer bel, en eventually het ek hom eendag raakgeloop by 'n sportbijeenkoms, en ek het na hom toe gestap en vir hom gesê, hy, ons het nog 'n onafgehandelde saak. Ek wil net vir jou sê, ek is regtig jammer oor wat gebeur het, 1 en 2. Ek is baie jammer dat ek jou disrespectvol hanteer het. En hy het my net gekyk en vir my gesê, van jou wil ek niks weet nie. Omgedraai en geloop. En dit was oké.
Want Jesus het gesê, leef in vrede met almal sover dit vir julle moontlik is. En ek het gevoel, ek het dit gedoen. Dit wat hy vir my vra, dit wat hy wil hê. En vrede het weer heerskappy kom voer. Ouens, daar is soms goed wat ons moet doen, sodat die vrede kan heerskappy voer in ons hart. Nou moet ek vir julle sê, weet julle hoe het ek nou gevoel toe my seun, die pastoor se seun, 'n ander seun slaan. Man, dit was 'n mooi blou oog gewees, so shiner. En wat gebeur het is, hulle het rugby gespeel, en Ramon het onder gelê, en hierdie ouetjie het gekom, en hom so in die gesig gekrap met sy naels, en die merke was nog steeds so in Ramon se gesig, en hy toe van onder af net so bietjie geretaliate. Ai Mona, jy veroorsaak moeilikheid. Ek wens sy pa vra vandag, waar is jou seun, ek wil hom sien, sê ek, gaan sien hom. Wat moet jy doen, as dit 'n finansiële ding is? Wel, die Here kan vir jou wysheid gee, insig gee om dit te hanteer. Miskien gaan jy moet kies 'n ander leefstyl, 'n ander kar. Daar's goed wat ons gaan moet doen, en wat ons kan doen van ons kant af. Miskien is dit 'n oproep wat jy moet maak vandag, miskien 'n brief wat jy moet skryf. Wat is dit wat jy gaan moet doen? Jy gaan weet, en as dit 'n morele ding is, wel, stop die negatiewe gedagtes, time out, vertrou die Here om jou te help. Verklaar jou geloof in God en in sy goedheid, en bely dit wat waar is oor jou lewe, en vertrou God vir vergifnis, en miskien gaan jy iewerste moet bely. So wat moet jy doen? Kom ons staan nou, bid ons. Jesus,